Goeiedag almal, baie welkom by hierdie week se lesing. En hierdie week gaan ons bietjie gesels oor 'n wiskundige konsep, sortering en klassifisering, wat dan baie goed kan integreer met heelwat van die ander leerareas wat julle ook in die grondslagfase met julle leerders gaan behandel. Ons gaan hierdie week 'n bietjie gesels oor datahantering, maar voordat ons oor datahantering kan gesels, moet ons eers 'n bietjie kyk na die woordjie wiskunde. En waar het dit ontstaan? Wat beteken die woord wiskunde? Ons het al bietjie daarna verwys in vorige jare, maar kom ons verfris net ons geheue weer so bietjie. Wiskunde beteken in Grieks logos. En wanneer ons daai afleiding maak, dan klink dit vir ons mos baie in Afrikaans soos logies. En om logies te kan redeneer is om oplossings te kan maak en om probleme te kan oplos en dinge te kan toepas. En dit is presies wat ons nodig het vir wiskunde. Om wiskunde te kan doen, moet 'n mens logies kan redeneer. Nou, ons het sekere vaardighede wat moet ontwikkel word voordat ons kan logies redeneer. En een van die vaardighede wat ons moet kan bemeester en wat ons help om logies te kan redeneer, is wanneer jy sekere voorwerpe of objekte of dinge, kom ons sê maar, kan in groepe sit of dit kan klassifiseer. Nou, logiese redenering deur klassifisering of vaardighede gaan eintlik die datahanteringsproses vooruit. Dit beteken, ons moet eers groepering kan baas raak en klassifikasie kan baas raak voordat ons met die proses van datahantering kan begin. Ons moet eers logies kan redeneer en wanneer ons logies redeneer, moet ons dinge kan klassifiseer en groepeer en dan kan ons begin met datahantering. Nou, die vorming van logiese groepe is baie belangrik. Julle kan dit gerus ook leer vir die eksamen. Logiese denkvaardighede moet onderrig word op 'n konkrete en informele vlak. So ons wil hê hulle moet eers konkreet dinge bemeester en dinge organiseer. En dis belangrik dat die onderwyser die geleenthede moet beplan. Weereens, dis nie iets wat die kinders lukraak sommer deesdae net optel en doen nie. Daar moet ook geleentheid wees waar jy dit in die klas beplan en waar hulle dit ook op 'n spontane wyse byvoorbeeld ook kan doen. Byvoorbeeld wanneer jy vir hulle sê hulle moet die skryfbehoeftes sorteer, of wanneer jy vir hulle sê hulle moet die werkkaarte van die maats sorteer vir jou. Al die Afrikaanse werkkaarte op een hoopie, al die lewensvaardighede werkkaarte, al die wiskunde werkkaarte. So, dit is 'n spontane manier wat jy hulle kan leer om dinge te groepeer, maar dit is ook iets wat jy dan beplan in jou klaskamer. Dit kan direk onderrig word, so jy kan vir hulle direk ook instruksies gee, maar soos ek sê, dit kan ook indirek op 'n spontane wyse ook onderrig word. En jy kan leerders help om dinge logies te groepeer deur vir hulle vrae te vra en vir hulle te sê hoekom het hulle hierdie goeders op hierdie spesifieke manier gesorteer en geklassifiseer. Die onderwyser kan ook leerders daarop wys dat daar meer groepe gevorm kan word. So vir logiese groepering kan ons ook vir die leerders sê, kyk, julle het almal nou gegroepeer op almal wat blou oë het. Maar kom ons kyk 'n bietjie vanuit daai mense wat almal blou oë het. Wie het blonde hare en wie het donker hare? So ons kan dit ook op so 'n manier gegroepeer het. So ons kan hulle daarop wys dat dinge in meer as een manier gegroepeer kan word, volgens kleur, volgens tekstuur, volgens vorms. Daar's baie maniere hoe ons dinge kan groepeer.
Sodra 'n leerder dan sorteer en klassifiseer volgens een maatstaf, kan die onderwyser meer kriteria gee vir sortering en groepering. Sodra die leerder die idee dat dinge groepeer kan word begryp, moet logiese groepering aktief onderrig word. So as die leerders nou verstaan dat jy dinge kan in groepies plaas en dat jy dit logies kan groepeer, dan kan jy dit ook aktief onderrig en meer formeel onderrig. Ons moenie dit in isolasie doen nie, maar dit moet eintlik 'n natuurlike deel van die aktiwiteite gedurende die dag vorm. 'n Goeie voorbeeld is byvoorbeeld om te sê as ons die toerusting wat aan die einde van die dag weggepak moet word te kan doen, veral in 'n graad R klaskamer, maar in 'n in 'n graad 1, 2 of 3 klaskamer kan ons bietjie kyk om die maats te groepeer, al die maats wat donkerbruin hare het en al die maats wat blonde hare het, of selfs wanneer hulle skryfbehoeftes sorteer, al hulle uitdraai kruite in een houertjie, al die kruite in een houertjie. So ja, dit hoef nie iets te wees wat net in isolasie moet gebeur of wat ek wil amper sê formeel moet onderrig word nie. Dit moet eintlik die hele dag natuurlik gebeur, wat moet jy hulle help om dinge te sorteer en te groepeer en sodat hulle logiese denke kan vorm. Leerders moenie net die woordeskat wat nodig is vir groepering bemeester nie, maar moet ook die konvensies rakende die vorming van logiese groepe moet hulle ook leer. Dit is ook baie belangrik. Ons het nou gekyk na die vorming van logiese groepe en waarom dit dan so belangrik is om dinge in groepe te kan sorteer of dinge in groepe te kan plaas. Nou, om groepe te kan vorm, kan eintlik onderverdeel word in sortering en klassifisering. Nou, sortering en klassifisering kan breedweg gedefinieer word om dinge in logiese groepe te kan plaas. So, logiese groepe is soos die sambreeltjie en dan sortering en klassifisering pas onder daai sambreeltjie. Nou, sortering is die proses om groter groepe in 2 of meer groepe te kan deel. Maar klassifisering, dan verfyn ons bietjie. Dan sê ons, dit is wanneer dinge in groepe gedeel word of wanneer daar groepe gevorm word, maar dit word spesifiek volgens 'n eienskap gevorm. Net soos wat enige wiskundige konsep dan nou ook ontwikkel, is daar ook fases of stappe waarin sortering ontwikkel. Nou die jong kind sorteer voorwerpe wat dieselfde is op grond van 'n kenmerk. So hulle kyk byvoorbeeld na diere en hulle sal sien dat diere wat 4 bene het, hoort dan in een groep. Dit maak nie saak of die bene noodwendig van 'n zebra of 'n kameelperd of 'n olifant of so iets is nie. Hulle sal al die diere met 4 bene in een groep plaas. Dan kan hulle ook byvoorbeeld dinge sorteer volgens een kenmerk, maar daar is 'n veranderende kenmerke en hulle besef nie dat dit hersorteer kan word nie. Byvoorbeeld die leerder sal al die sirkels uitsoek, maar hy sal nie besef dat daar verskillende kleure sirkels is nie. Dus sal die leerder nie besef dat hy of sy dit in rooi sirkels en blou sirkels weer kan hersorteer nie. Nadat dit gesorteer word die volgende stappe gevolg. Die jong kind sorteer voorwerpe volgens enige kenmerk, dan verander sorteringsreëls en hy tel en vergelyk die groepe in terme van die grootte van die groep of die aantal voorwerpe. Dan kan die jong kind ook dit wat hy gesorteer het in 'n eenvoudige grafiek gaan plaas en ons gaan later in hierdie lesing bietjie kyk na grafieke
en hoe 'n jong leerder grafieke kan aanleer ook, aangesien sortering en klassifisering hand aan hand gaan met grafieke. Daar is baie wyse waarop 'n leerder dinge kan sorteer. Hulle kan dit sorteer volgens kleur, hulle kan dit sorteer volgens pare, hulle kan dit sorteer volgens grootte, hulle kan dit sorteer volgens soorte en hulle kan dit sorteer volgens tekstuur. Hulle kan dan ook die kleure wat by mekaar pas verder hersorteer in die groottes of hulle kan dit hersorteer volgens die tekstuur. Soos wat hulle beter raak in sortering en klassifisering, kan hulle dit in kleiner groepe weer opbreek of weer gaan hersorteer. So hulle sal kan agterkom dat sekere van die eienskappe by mekaar pas, maar hulle kan weer na die voorwerp kyk en besef dat daar ander eienskappe is wat ook by mekaar pas en dan kan hulle dit volgens daardie eienskap sorteer. Omdat datahantering en sortering en klassifisering so hand aan hand met mekaar gaan, het ek besluit dit is dalk goed om weer na die datahantering siklus ook te kyk. Datahantering het dan een van die belangrikste fasette van datahantering is wanneer die leerders sorteer en klassifiseer en dinge volgens sekere logiese groepe bymekaar plaas. Sonder daai vaardigheid van sortering en klassifisering kan leerders nie datahantering doen nie en kan hulle nie 'n grafiek saamstel nie. Grafieke is nie net relevant vir wiskunde nie, dit is relevant en kan so lekker integreer word wanneer ons lewensvaardigheid doen, wanneer daar gekyk word na eksperimente saam met wetenskap, wanneer daar gekyk word na data soos geskiedenis, wat oor die jare gebeur het met die reënval, of wat oor die jare gebeur het met wêreldoorloë, of wat oor die jare gebeur het met die plantegroei, kan dit ook in 'n grafiek voorgestel word. So, wanneer ons kyk na datahantering en grafieke, is dit 'n wonderlike wyse om te integreer met ander inhoudsareas, want datahantering vind plaas en ons gebruik die kind se leefwêreld wanneer ons grafieke en datahantering doen. So ons kyk na watter tipe vervoermiddels gebruik hulle om na die skool toe te kom, en vervoer is 'n tema van lewensvaardigheid. Ons kyk byvoorbeeld na wanneer hoe plante groei, soos 'n boontjiesaadjie, en dit integreer met die inhoudsarea van tyd, van wiskunde, maar dit integreer ook op 'n wonderlike wyse met wetenskap weer. So datahantering is natuurlik 'n baie lekker konsep wat wonderlik integreer met enige van die ander inhoudsareas of vakke. Nou kom ons kyk gou na die proses van datahantering. Heel eerste word daar 'n probleem gestel. So 'n probleem in konteks word gestel. So onthou julle in die tweede jaar het ons bietjie gesels oor binnekonteks en konteksvrye woordprobleme. Nou hierdie gaan jou dalk nou so weer bietjie terug laat dink aan dit, maar vir datahantering het ons 'n probleem nodig wat kontekstueel is, wat beteken dis iets wat vanuit hulle leefwêreld uit voorkom. Soos van watter vrugtesap hou die maats die meeste, of wat is hulle gunsteling kleur, of van watter vervoermiddels word gebruik gemaak om tot by die skool te kom. So dit is gewoonlik is daar 'n probleem by die datahantering-siklus, en dit is 'n probleem wat dan nou in konteks gestel moet word. Dan word die inligting ingesamel. Nou dis baie belangrik hier dat
julle nie te mekaar raak met samel inligting in en organiseer inligting nie. So wanneer ons inligting insamel, dan is dit eintlik wanneer ons vir leerders soos byvoorbeeld vra ensovoorts. En wanneer ons dit dan organiseer, is wanneer ons dit in groepe sit. Ons gaan bietjie nou verder uitbrei. Dan gaan ons die inligting uitbeeld, dan analiseer en dan interpreteer. Maar kom ons kyk gou in bietjie meer gedetail na die datahantering siklus. Soos julle kan sien, samel inligting in, dis die eerste stap. Organiseer inligting, dis die tweede stap. Die uitbeeld van inligting is die derde stap. Analiseer die inligting is die vierde stap en dan interpreteer is die vyfde stap. Heel eers het ek gesê, ons begin met 'n probleem en die probleem moet kontekstueel wees. Dit beteken, dis 'n probleem wat vanuit hulle leefwêreld uitkom. So juffrou wil uitvind van watter kleur hou die kinders in ons klas die meeste of van watter kleur hou ons die minste. Nou gaan sy by stap 1 net al die relevante inligting insamel deur middel van 'n vraag. So jy gaan vir die maats vra, skryf vir my op 'n papiertjie, wat is jou gunsteling kleur? En al die maats gaan dan nou hulle inligting vir jou bring. Of wat is jou gunsteling vrugtesap? Of op watter manier kom jy by die skool? Wat se vervoermiddel gebruik jy om by die skool uit te kom? So dit is dan eintlik jy 'n vraag wat jy vra en jy samel so die inligting in. Die tweede stap is nou waar ons die inligting organiseer in groepe. So ons moet dit nou in groepe sorteer. Nou in julle handboek kan julle mooi gaan lees, hulle verduidelik mooi vir jou wat is hiërargiese klassifisering, gaan leer dit baie mooi. Meervoudige klassifisering en klasinsluiting. So dit is die verskillende wyses waarop inligting georganiseer en in groepe geplaas kan word. So gaan kyk mooi in die handboek wat hulle daar vir jou beskryf. Hulle beskryf dit vir jou baie mooi deeglik ook daar. Nou gaan ons die uitbeeld van die inligting doen. Dit hang nou af van watter graad jou maats is en van watter grafiek jy wil gebruik. Soos jy kan dit konkreet uitbeeld deur middel van byvoorbeeld as die maats karretjies gebring het, dan pak hulle nou die karretjies vir jou almal in 'n ry. Al die rooi is in 'n ry, al die blou is in 'n ry, al die pers is in 'n ry en dan maak jy nou 'n konkrete grafiek. Of jy kan gebruik maak van 'n prentegrafiek of 'n simboliese grafiek, 'n staafgrafiek, 'n bondelgrafiek, 'n lyngrafiek of 'n sirkelgrafiek. Nou dit is hoe ons dan nou die inligting wat jy nou georganiseer het, so jy het nou gevra van watter kleur hou die meeste maats, toe het jy nou al die kleure bymekaar gesit, al die blou bymekaar, al die pink bymekaar, al die pers bymekaar, al die groen bymekaar, en nou besluit jy, sit jy dit in 'n sirkelgrafiek, sit jy dit dalk in 'n staafgrafiek, gebruik jy dalk 'n simboliese grafiek of selfs 'n prentegrafiek kan jy ook gebruik met ek dink nou aan hierdie verfkwas palette met as jy 'n prentjie van dit het en daar's nou rooi verf op dit, dan al die rooi maatjies wat van rooi gehou het, sit jy 'n prentjie daar op die grafiek. So jy besluit dan nou hoe gaan jy die grafiek uitbeeld. Die vierde ene is dan nou natuurlik die analiseer van die inligting en dit is waar ons dit gaan bespreek. So ons gaan nou hier vra van watter kleure het die meeste mense gehou, van watter kleure het die minste maats gehou, hoeveel kinders het byvoorbeeld van blou gehou, hoeveel het van pers gehou, hoeveel het van rooi gehou. So hier vra jy nou en jy analiseer nou al die inligting. En dan heel laaste is dan waar jy dit interpreteer. So besluite word geneem.
en die vrae word beantwoord. So wat is die gunsteling kleur? Die gunsteling kleur sal dan nou byvoorbeeld wees, sê nou maar blou. En ons kan nou bietjie dit interpreteer. Hoeveel meisies het gesê hulle hou van blou? Hoeveel meisies het gesê hulle hou dalk meer van pink? Het die meeste seuns gesê hulle hou van groen, of het daar meer seuns gesê hulle hou van blou? Was daar enige seuns wat dalk gesê het hulle hou van pink of pers? En dan kan daar ook besluite geneem word, soos byvoorbeeld ons gaan die klas blou en groen maak, want die meeste maats het gesê hulle hou van blou en groen. So jy kan dan nou 'n besluit neem rondom die inligting wat jy ingesamel het. Kom ons kyk net gou hier. Wat is die beginsels van datahantering? Begin altyd met 'n probleem. En wat ek ook gesê het hierso wat baie belangrik is, die probleem moet binne konteks wees. Dit moet kontekstueel wees. Dit moet iets wees wat hulle in hulle alledaagse lewe sal te doen kry mee. Dan moet die leerder self die data insamel, nie die onderwyser nie. Dis eintlik baie belangrik dat die leerders dan geleentheid kry om vir mekaar die vrae te gaan vra en die data in te samel. Dan ook moet die leerder self die data organiseer. So, hulle moet self weet, gaan hulle dit in watse tipe maniere gaan hulle dit klassifiseer en organiseer. Belangrik, datahantering is 'n baie lekker aktiwiteit wat jy in 'n groep kan doen. So, maak seker jy maak gebruik van groepwerk. Maak seker dat elke leerder sal bydra tot die grafiek. Dat hulle soos 'n manier sal kry om aantekeninge te maak op die grafiek. Dan mag hulle ook werkkaarte gebruik in die hoër grade, byvoorbeeld graad 2 en 3, kan hulle gebruik maak van 'n staafgrafiek of 'n simboliese grafiek of so ietsie, maar 'n werkkaart wys nie altyd vir ons of die leerders werklik die data kan insamel en groepeer nie. So dis ook baie belangrik dat jy die leerders sal moet dophou wanneer hulle data insamel en hoe hulle dit dan nou gaan groepeer en nie net bloot na die eindproduk kyk, naamlik die grafiek nie. Jy moet ook kyk na hoe hulle die data dan nou insamel. En dit is ook belangrik dat jy tog in die hoër grade soos graad 2 en 3 vir die leerders geleentheid gee om dit op 'n konkrete wyse ook nog steeds te doen. Hulle hou tog so baie daarvan om aan goed te vat wat hulle kan manipuleer en wat hulle kan gebruik om 'n grafiek te maak. Dis vir hulle baie lekkerder om 'n grafiek te maak uit iets uit as om sommer net 'n staafgrafiek te moet inkleer of blokkies te moet inkleer of so ietsie. En soos ek sê, wanneer jy assessering doen, is 'n werkkaart wel goed, maar jy moet ook kyk na wat is die leerder se vermoë om die data te kan insamel en te kan groepeer ook. En dit gaan jy doen deur waarneming of soos om 'n byderhand boek te hou deur te kyk hoe hulle nou die inligting gaan bymekaar sit ensovoorts. So dit is vandag se kontaksessie. Jy gaan die datahanteringssiklus moet ken, want jy gaan hom vir my moet beskryf deur middel van 'n tema of 'n aktiwiteit of so iets. So jy gaan vir my die datahanteringssiklus kan benoem, maar ek gaan byvoorbeeld vir julle 'n tema gee en jy gaan vir my sê hoe gaan jy daai tema gebruik in die datahanteringssiklus. Wat is die vraag wat jy kan vra? Watse inligting gaan hulle kan versamel? Hoe gaan hulle die inligting kan groepeer en organiseer? Wat gaan hulle analiseer rondom daai inligting en watse besluite kan dan gemaak word ook en kan geïnterpreteer word. So maak seker dat jy die datahanteringssiklus goed sal ken, sodat jy ook dit kan toepas op 'n tema.
Ek sluit dan hierdie kontaksessie af en sê vir julle baie sterkte met julle kwartaaltoets wat voorlê. Ek weet dit gaan sommer baie goed gaan met elkeen van julle. Mag julle 'n lekker week hê en mag julle net seën en voorspoed beleef. Totsiens almal.